Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 15de April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê diesel se prys kan tot R40 per liter bereik. Nuushooftrekke vir vandag. Rolf Meyer is aangestel as ambassadeur in die VSA. Diesel se prys kan R40 per liter bereik. Engeland se veiligheid is nou in gevaar. Verkeerde inligting bestaan oor geskiedenis se kurrikulum in Suid-Afrika. Eben Etzebeth toer nie saam met die haie nie. Sinner is weer die nommer 1 tennisspeler vir mans. Hoekom styg dieselpryse? Die grootste drywer is die wêreldmarkprys van olie. Wanneer die olie duurder word weens konflik, produksiebeperkings of verhoogde vraag, styg plaaslike brandstofpryse outomaties. Die rand teenoor Amerikaanse dollar speel 'n kritieke rol. 'n Swakker rand beteken Suid-Afrika betaal meer vir ingevoerde olie. Selfs klein skommelinge kan 'n groot verskil maak by die pomp. 'n Groot deel van die brandstofprys bestaan uit regeringsheffings, soos die brandstofheffing en RAF-heffings. Die koste bly relatief hoog. Wat beteken R40 per liter vir ons? As diesel wel R40 bereik, kan dit groot gevolge hê. Die voedselpryse styg, vragmotors vervoer die meeste van die goedere, duurder diesel is gelyk aan duurder kos. Vervoerkoste neem toe. Taksies, busse en logistieke maatskappye sal pryse moet verhoog. Inflasie druk op huishoudings. Alledaagse uitgawes sal ook verder styg. Besighede kry swaar, veral landbou en vervoerbedrywe wat sterk op diesel staat maak. Groot impak op landbou. Boere is van die grootste dieselgebruikers. Hoër pryse beteken duurder produksie, laer winsmarges, moontlike hoër pryse ook vir die verbruikers. Is R40 realisties? Dit hang af van 3 dinge: stabiliteit van die olieprys wêreldwyd, sterkte van die rand, regeringsbesluite oor heffings. As al 3 negatief beweeg, kan R40 'n werklikheid word. Indien die rand versterk of oliepryse daal, kan die druk egter verder verlig word. Wat kan jy doen? Beplan ritte en verminder onnodige ryery. Oorweeg saamry of alternatiewe vervoer. Hou jou voertuig goed gediens, verbeter brandstofverbruik. Kortom, die moontlikheid van R40 per liter vir diesel is 'n ernstige waarskuwingsteken vir hierdie ekonomie. Dit wys hoe afhanklik Suid-Afrika steeds is van globale markte en hoe vinnig dit jou sak kan raak. Die presidentskap van Suid-Afrika het bevestig dat die voormalige politikus Rolf Meyer, wat nou 78 jaar oud is, aangestel is as die nuwe ambassadeur van Suid-Afrika in die VSA. Die aanstelling is 'n beduidende diplomatieke stap, aangesien Meyer een van die meer ervare Suid-Afrikaanse politieke figure is met 'n lang geskiedenis in onderhandelinge en internasionale betrokkenheid. Die pos van ambassadeur in Washington is een van Suid-Afrika se belangrikste diplomatieke rolle. Die ambassadeur speel 'n sleutelrol in handelsverhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA, politieke samewerking, investering en ekonomiese verhoudinge, strategiese internasionale gesprekke. Wie is Rolf Meyer? Rolf Meyer is 'n voormalige Suid-Afrikaanse minister en het 'n sentrale rol gespeel in die onderhandelingsprosesse wat tot die demokratiese oorgang in die 1990s gelei het. Hy word dikwels geprys vir sy vaardighede in dialoog en konflikoplossings. Sy aanstelling op 78-jarige ouderdom wys op die regering se fokus op ervaring en diplomatieke stabiliteit in 'n belangrike internasionale pos. Engeland se nasionale veiligheid is in 'n ernstige gevaar nou met die oorlog wat woed in die Midde-Ooste. Dit is belangrik om so 'n stelling versigtig te verstaan. Daar is tans wel ernstige spanning in die Midde-Ooste en dit kan indirek sekere lande raak, insluitend die Verenigde Koninkryk van Engeland. Maar om te sê dat Engeland se nasionale veiligheid in ernstige gevaar is nie iets wat algemeen deur amptelike veiligheidsdienste so bevestig word nie. Wat sê die werklikheid? Die Verenigde Koninkryk se nasionale veiligheid word beskerm deur onder andere MI5 binnelandse sekuriteit, MI6 buitelandse intelligensie, counterterrorisme polisie. Daar word toenemend gewaarsku dat waninligting en verkeerde interpretasies van geskiedenis-inhoud 'n groeiende uitdaging in die onderwysruimte in Suid-Afrika kan word. Kenners in onderwys en mediageletterdheid beklemtoon dat die geskiedeniskurrikulum in skole veral kwesbaar is vir verkeerde of verdraaide inligting, veral wanneer inhoud van sosiale media of ongeverifieerde bronne gebruik word. Die geskiedeniskurrikulum speel 'n belangrike rol in die vorming van leerders se begrip van die verlede, die ontwikkeling van kliniese denkvaardighede, die bou van nasionale identiteit en samehorigheid. Wanneer waninligting insluip, kan dit lei tot verkeerde interpretasie van historiese gebeure, polariserende versienings in klaskamers, verlies aan vertroue in opvoedkundige bronne. Volgens opvoedkundige kundiges kan risiko's insluit sosiale media, platforms met ongeverifieerde feite,
ou of onakkurate aanlyn artikels, politieke of ideologiese herinterpretasies van geskiedenis, 'n gebrek aan bronverifikasies deur leerders. 'n 9-jarige meisie van Kathu, Karmi, is gelukkig om uit die hospitaal ontslaan is, nadat sy deur 'n pofadder gebyt is. 'n Voorval wat groot kommer in hierdie gemeenskap veroorsaak het. Die jong meisie is onmiddellik na die byt vir mediese behandeling geneem, waar sy vinnig gestabiliseer is en onder waarneming geplaas is. Dokters het bevestig dat vinnige optrede 'n belangrike rol gespeel het in haar herstel. Die pofadder is een van Suid-Afrika se giftigste slange en kan ernstige weefselskade veroorsaak. Hoewel bytgevalle selde dodelik is, wanneer die behandeling vinnig geskied, vereis dit altyd dringende mediese sorg. Die gesondheidskenners beklemtoon dat in die geval van 'n slangbyt, die slagoffer so stil as moontlik moet bly, geen tradisionele huisremedies gebruik moet word nie, onmiddellike mediese hulp noodsaaklik is. Die ontslag van Karmi bring groot verligting vir haar familie en die gemeenskap in Kathu. Haar herstel word as 'n suksesvolle verhaal van vinnige mediese reaksie en behoorlike sorg beskou. Die polisie in Kaberra ondersoek 'n sakerooftog nadat klante van 'n koffiewinkel in Tweede Land beroof is. 'n Polisiewoordvoerder sê by navraag, die polisie het verlede donderdag om 11:30 na koffiewinkel ontbied. Die klaer het op sy skootrekenaar in die koffiewinkel gewerk toe 3 mans hierdie winkel binne gekom het. Hulle het 4 wapens gehad en die mense beveel om op die grond te gaan lê. Die rowers was in konstruksieklere en met klapmisse opgehad. Die mans het hierna in 'n Hyundai i10 gevlug. Niemand is tydens die rooftog beseer nie. Die onderneming is genader vir kommentaar, maar dit was nog teen druktyd nie beskikbaar gewees nie. 2 mans is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde rooftog in Hertsgville in die Vrystaat, het polisiebronne bevestig. Volgens voorlopige inligting het die voorval vroeër die week plaasgevind, waaraan die polisie vinnig opgetree het en 'n soektog in die gebied van Stapel gestuur het. Die verdagtes is kort daarna opgespoor en ook in hegtenis geneem. Die Suid-Afrikaanse polisie het bevestig dat die saak nou verder ondersoek sal word. Die speurders is besig om verklaringe van getuienis te neem, moontlike gesteelde goedere op te spoor, die presiese omstandighede van die rooftog te bepaal. Die 2 verdagtes sal na verwagting binnekort in die Landdroshof verskyn op aanklagte wat met die beweerde rooftog verband gehou het. Daar word toenemend gesprek gevoer oor die moontlikheid dat die hibriede vergoedingsmodel die bestaande RHF-fonds kan vervang of aansienlik hervorm. Die voorstel vorm deel van 'n breër debat oor hoe padongelukke skadevergoeding in Suid-Afrika meer volhoubaar, vinniger en finansiëel stabiel kan maak. 'n Hibriede model verwys gewoonlik na 'n kombinasie van staatsgebaseerde vergoeding soos die huidige RHF-stelsel, privaatversekering, individuele of werkgewerpolisse, moontlik ook direkte uitbetalings of dekkingstelsels. Die idee is om druk op 'n enkele fonds te verminder en risiko's te versprei. Kennis wys op verskeie probleme met die huidige stelsel. Dit sluit in groot agterstande in eise en uitbetalings. Voorstanders sê dit kan lei tot vinniger uitbetalings vir slagoffers, minder druk op staatsfinansies, meer doeltreffende skadeverhaling, beter risikobestuur deur versekeraars. Die TC waarsku egter, dit kan duurder wees vir lae-inkomste padgebruikers. Ongelyke toegang tot versekering kan ontstaan. Oorgang van stelsels kan kompleks wees. Regs- en beleidsveranderinge sal 'n groot impak op hierdie stelsel kan hê. Die Haai het 'n groot terugslag gekry met die nuus dat die Springbok-slot Eben Etzebeth die komende naweek se VRK-wedstryd gaan misloop weens 'n heupbesering. Etzebeth, een van die mees ervare en dominante slotte in wêreldrugby, is 'n sleutelspeler in die Haie se voorry. Sy afwesigheid laat 'n merkbare leemte, veral in vaste fasette soos kramps en lynstande, asook in die span se fisieke teenwoordigheid op hierdie velde. Die Durban span kom die naweek te staan teen die Walliser Klub Ospreys, 'n wedstryd wat van groot belang is in die VRK-kompetisie. Sonder Etzebeth sal die Haie moet staatmaak op hulle diepte en ander ervare spelers om die gaping te kan aanvul. Intussen het die hoofafrigter, JP Pietersen, gister die toerspan aangekondig. Pietersen het vertroue uitgespreek in die groep wat gekies is en beklemtoon dat 'n geleentheid is vir ander spelers om na vore te tree en hulle ware te kan bewys. Hoewel Etzebeth se besering 'n terugslag is, bly die Haie gefokus om 'n sterk vertoning te lewer en 'n belangrike oorwinning teen die Ospreys te behaal. Die Vrystaatse Cheetahs se Karibekerspan beskik oor 'n belovende talent in die vorm van die hakker Johan Smith, 'n speler wat reeds besig is om sy merk in die Suid-Afrikaanse rugby te maak. Smalle oudkaptein van Hoër Jongenskool Parel het van jongs af leierskap en deursettingsvermoë getoon. Sy tyd by die skool het hom gevorm tot 'n harde werker met 'n sterk rugby IQ en die vermoë om 'n span aan te voer onder groot druk. As haker speel hy 'n sleutelrol in die voorry, van kragtige skrams tot akkurate lynstaangooie. Wat hom egter laat uitstaan is sy werkstempo en fisieke teenwoordigheid op die veld.
Hy is konstant betrokke by spel, veral by breekpunte, waar hy druk plaas op die opposisie. Die afgelope naweek het Smal weer sy klas gewys in die Suid-Afrikaanse bekerkompetisie, toe die Cheetahs te staan gekom het teen die Griffins. Sy vertoning was energiek en bepaling met sterk bydraes in vaste fasette, sowel as in die oop spel. Hy het nie net in sy pligte as haker nagekom nie, maar ook as een van die span se dryfkragte opgetree. Met sy kombinasie van leierskap, fisieke spel en tegniese vaardighede, lyk dit asof John Smal 'n groot toekoms vir hom het in die Cheetah trui en moontlik nog verder op die nasionale toneel. Die opwinding bou vir die komende T20 Wêreldbeker vir vroue, wat van 12 Junie tot 5 Julie in Engeland beslis sal word, met miljoene rande op die spel, is die verhoog gereed vir topklas cricket. En die Suid-Afrikaanse damespan is vasberade om hulle merk te maak. Die wenspan van die toernooi gaan indrukwekkende 38 miljoen huis toeneem, wat die kompetisie nog meer mededingend sal maak. Vir die Protea dames gaan dit nie net oor die geld nie, maar ook oor die trots, om hulle self as een van die wêreld se beste spanne te vestig. Die kaptein Laura Wolvaardt lei weer die span op die veld en haar kalmte en klas met die kolf maak haar as een van die belangrikste spelers in die groep. Wolvaardt se leierskap gaan deurslaggewend wees in 'n toernooi waar druk en verwagtinge hoog gaan wees. Die Proteas het die afgelope paar jaar goeie vordering getoon in internasionale vroue kriket en hulle betree hierdie toernooi as 'n gedigte teenstander. Met 'n goeie mengsel van ervaring en jong talent is daar hoop dat Suid-Afrika diep in die kompetisie kan vorder. Met groot pryse, internasionale eer en die wêreld se oë op hulle, gaan die Protea vroue alles gee om hulle naam in die geskiedenisboeke te laat herskryf. Die Italiaanse tennisster Jannik Sinner het die afgelope Sondag 'n groot hupstoot aan sy loopbaan gegee deur sy mededinger Carlos Alcaraz te wen. Met die oorwinning skuif Sinner weer terug in die nommer 1 posisie op die wêreld se tennisranglys. Die kragmeting tussen die twee jong supersterre word al hoe meer as een van die grootste wedywerings in moderne tennis beskou. Sinner se koelkop en presiese grondhoue het egter die verskil gemaak in 'n wedstryd wat groot intensiteit en kwaliteit opgelewer het. Hierdie oorwinning kom op 'n belangrike tyd, aangesien die fokus nou geskuif het na die tweede Grand Slam van die jaar, die Franse Ope, wat op 24 Mei 2026 in Parys gaan afslaan. Die Poolse tennisster Iga Swiatek is tans in 'n belangrike oorgangsfase in haar loopbaan na 'n moeilike begin tot 2026. Swiatek het onlangs haar afrigter verander en werk nou saam met Francisco Roig, die voormalige afrigter van Rafael Nadal. Hierdie skuif kom nadat sy gesukkel het met haar vorm en vroeë uitskakeling by groot toernooie soos die Australiese Ope en die Miami se Ope. Sy glo Roig se tegniese kennis en ervaring kan haar help om weer haar beste tennis te speel. Die 6-malige Grand Slam wenner het nog nie haar beste vorm in 2026 gevind nie en het selfs erken dat sy onder druk en onsekerheid op die baan was. Die ervare Springbok losskakel André Pollard het onlangs waardevolle raad gedeel vir die opkomende skramskakel Ambrose Papier, wat besig is om sy plek in topvlak rugby te vestig. Pollard het beklemtoon dat besluitneming onder druk een van die belangrikste aspekte van 'n skakelpaar se spel is. Volgens hom moet Papier leer om kalm te bly in hoë intensiteit oomblikke en altyd die regte opsie vir hierdie span te kies. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het aangedui dat hy sy net nog weier gaan span in die aanloop toe die komende toetseisoen die Suid-Afrikaanse rugby span. Erasmus se plan is om 'n groter groep spelers by die stelsel te betrek met die fokus op dieptebou en langtermynontwikkeling. Deur meer spelers blootstelling te gee aan die Springbok opset, skep hy nie net kompetisie vir plekke nie, maar verseker hy ook dat daar voldoende dekking is vir beserings en vormskommelinge. Die strategie sluit in dat jong en opkomende spelers saam met ervare sterre tydens oefenkampe en voorbereidingssessies. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1831, Polokwane 1427, Lephalale 1631, Mbombela 1630, Mahikeng 1621, Pretoria 1626, Johannesburg 1624, Ermelo 1128, Galagare 1827, Gaborone 1621, Richards Bay 2038, Pietermaritzburg 1532, Durban 2036, Port St Johns 1825, Pongola 1934, Maputo 2234, Bethlehem 1117, Bloemfontein 1219, Allewal Noord 1224, Welkom 1420, Vryburg 1523, Kimberley 1623, Appington 1826, Prieska 1827, Springbok 1123, Karasburg 1325, Keetmanshoop 1627,
Mariental 18:30, Alexanderbaai 15:23, Brandvlei 12:22, Loederitsbaai 16:29, Vredendal 14:24, Kaapstad 15:20, Sutherland 8:17, George 14:18, Jeffreys Bay 17:20, Gebarra 16:22, Graafrenet 16:22, Kaaphoogalaas 13:19, De Aar 16:24, Molteno 11:21, Beaufort Wes 12:22, Oos-London 16:23, Mabalane 20:34. Ons reënvooruitsigte vir 15 April vir vandag per provinsie. KwaZulu-Natal, daar is 'n hoë kans op verspreide donderbuie, die meeste reën in noord- en westelike dele. Plaaslike swaar buie is ook moontlik. Mpumalanga, verspreide buie en donderstorms kan voorkom. Dit gaan koeler wees tot warm met wolke. Reën is intermitterend. Limpopo, ligte tot verspreide reën kan voorkom. Meer reën in die suidelike dele kan voorkom. Noordelike dele gaan meestal droog wees. Gauteng, verspreide middagbuie en donderstorms sal voorkom. Nie deurlopende reën nie. Kort, maar plaaslike buie sal voorkom. Die Noordwes of Northwest provinsie. Verspreide reënbuie en donderstorms sal ook voorkom. Sommige areas kry reën, ander gaan droog bly. Die Vrystaat provinsie, wyd verspreide reën en donderstorms sal voorkom. Een van die natste provinsies op 15 April. Daar sal 'n plaaslike vloedrisiko in swaar storms wees. Die Oos-Kaap, noord- en oostelike dele gaan verspreide buie hê. Die westelike dele sal ligter en meer verspreide reën kry. Mis sal in die oggend voorkom. Wes-Kaap, oggendmis in plekke, slegs ligte kans op reën, hoofsaaklik suidwes in die laat-aand gedeeltes. Meeste van die provinsie sal verder droog bly. In die Noord-Kaap, plaaslike ligte buie in oostelike en sentrale dele sal voorkom. Die weste sal meestal droog wees. Die markte vir die dag. Die rand verhandel teen R16.35 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.65. Die euro verhandel teen R19.29. Die pond kos R22.19. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,107. Palladium per fyn ons is $1,591. Silwer per fyn ons is $79.66. Goud per fyn ons is $4,840. Brent ruolie per vat is $95.21. Gedagte vir die dag: 'n eenvoudige asseblief of dankie kan enige iemand sy hele dag heel wat ligter maak. Dit wys die tipe mens wat jy is, sonder dat jy 'n woord hoef te verduidelik. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word verder vir almal toegewens.